Shalom, welkom by vandag se stildiens. Dit is steeds Koninkrykstyd en op hierdie eerste dag van Augustus gaan ons stil staan by die Onse Vader gebed. Laat U Koninkryk kom. Saam gaan ons besin, oordink, in die stilte daarvan sit. Ek begin met 'n aanhaling van Shane Claiborne. There's something powerful that happens when we can connect our faith with the pain of our world. We are concerned not just with going to heaven when we die, but with bringing God's kingdom down here. That means figuring out how we can be a part of the restoration of our world. As we look at our neighborhood, what does it mean for us to pray the Lord's Prayer, that God's kingdom come on earth as it is in heaven? We pray and act for that very day, because we believe that God's kingdom is coming and we want it to come. Ek steek nou weer die gemeenskapskers aan. In die lig van hierdie kers word ons herinner aan die lig van God. God wat lig is in ons lewens, waardeur ons ook ligdraers kan word vir hierdie wêreld. Kom ons sit dan nou ook vir 'n paar minute net so in mekaar se stilte. Ons sit juis in mekaar se stilte om respek te betoon daaraan dat ons verbind is aan mekaar, om erkenning te gee daaraan dat ons nie net elkeen individueel in hierdie wêreld afgesonderd is nie, maar dat ons almal deel is van God se skepping, dat ons almal deel is van hierdie grootse geloofsgemeenskap. Kom ons sit dan nou so, en daar waar jy op 'n gemaklike stoel, jou bank sit, maak dalk jou oë toe, en raak eers net bewus van jou asemhaling. Dalk word jy weer bewus daarvan dat as jy inasem, die lug koeler is as wanneer jy uitasem. Haal lekker diep asem. En as ons so inasem en ons word bewus van asem as lewegewende genade, as viering van lewe, dan herinner dit ons weer aan God wat asem in ons geblaas het en so lewe geskep het. Haal diep asem. Haal asem asof tot in jou hart. En voel die warmte daar, terwyl liefde ook vir jou 'n fisiese realiteit word vandag. As jy so diep asemhaal, en jy voel die warmte in jou bors, en jy eien dit as liefde, dan word liefde vir jou 'n werklikheid, 'n fisiese werklikheid. Kom ons raak bewus van die stoel waarop ons sit. Hoe die stoel ons herinner aan vastigheid. En as ons dan ook van ons voete bewus word, en ons voete rus op die grond, en jy kan amper daai swaarheid voel soos jou voete tot rus kom, dan herinner dit ons
dan herinner dit ons aan God se liefde waarin ons gegrondves is, dat ons wortels in die liefde van God instrek en dat ons daarin gegrondves is. En so word ons ook vandag deel van 'n woordelose grootsheid wat ons nie in woorde kan vasvang, beperk nie. As ons weer so lekker diep inasem, dan gaan die onbeperktheid van die asem wat tot ons beskikking is, ons ook aan 'n vol lewe, aan 'n lewe in oorvloed herinner. En as jy so herinner word aan oorvloed, dan word ons weer bewus en staan ons klein voor die grootsheid van die koninkryk van God. Ons kan maar net verwonderd staan. So staan ons verwonderd voor die grootsheid, die almag, die liefde. Raak ons bewus van seën. Kom ons sit nou in mekaar se stilte vir 'n minuut of wat en ons laat toe dat hierdie grootsheid vandag in ons met elke asemteug deel word van wie ons is en dat ons daaruit en daarin 'n volheid van lewe sal ervaar. Kom ons sit in mekaar se stilte. Kom ons betuig ook lof aan God in die volgende lied.
Nadat ons in hierdie musiek gerus het, kom ons ook vandag tuis in die volgende woorde van Psalm 91 vers 1 en 2. Hy wat woon in die skuilplek van die Allerhoogste, sal rus in die skadu van die Almagtige. Ek sal vir die Here sê, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. Kom ons laat ook tyd vir selfondersoek vanoggend. Eerstens gaan ons rus in die wete dat God hier is, dat God sy inwonende teenwoordigheid ook vandag vir ons 'n werklikheid wil maak, sodat ons dit selfs ook fisies kan ervaar daar waar ons nou sit. Tweedens, dankbaarheid. Kom ons raak weer bewus van die dankbaarheid in ons harte. En dan reflekteer ons oor waarvoor ons vanoggend vir God kan dank. En dan derdens, wat gee jy vandag ook aan God oor? Wat wil jy aan hom opdra, aan hom oorgee? Kom ons sit in die volgende 3 minute in die stilte hiervan. Ons rus in die wete dat God hier is. Ons ervaar dankbaarheid. Ons oordink dit. En dan gee ons ook dit wat dalk beklemmend is aan God oor. Die volgende lied verklank dan ook ons verlange na God. I
Ons gaan dan nou ook rondom 'n skrifgedeelte stil sit vandag. In die volgende 10 minute gaan ons volgens die Lectio Divina metode die Onse Vader gebed lees. Julle sal onthou dat dit uit 4 elemente bestaan. Lectio, lees rustig deur die skrifteks, luisterend met jou hart vir enigiets wat mag uitstaan. Meditatio, of oordenking, reflekteer oor dit wat jy dink God dalk vir jou wil sê met hierdie skrifteks. Oratio, dan respondeer ons skryf dalk in die joernaal of doen 'n gebed. En dan contemplatio, dan rus ons in die ervaring van die boodskap. Ek lees vir ons Matteus 6 vers 9 tot 13. Bid dan soos volg: Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. En vergeef ons ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. Bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Kom ons kom ook vandag tot rus in hierdie skrifgedeelte, die oordenking daarvan, as ons dan nou vir die volgende 10 minute net in 'n stilte en in verwondering hiermee gaan omgaan.
ons oordenkingslied. Kom ons gebruik ook die nagmaal vandag saam. Kry gerus 'n broodjie, dalk 'n glasie wyn. En dan raak ons saam weer verwonderd oor die betekenis van die brood en die wyn. Die liggaam en die bloed van Jesus. Terwyl hulle besig was om te eet, neem Jesus brood en vra God se seën daarop. Toe breek hy dit in stukke en gee dit aan sy disippels met die woorde: Neem en eet dit, dit is my liggaam. En hy het die beker geneem en God daarvoor gedank. Hy het dit aan hulle gegee met die woorde: Drink almal daaruit, want dit is my bloed wat die verbond tussen God en sy volk verseël. Dit word vir baie vergiet, sodat hulle sondes vergewe kan word.
Steek vervolgens dalk ook 'n kersie aan vir diegene of dit vir wie jy vandag wil opdra in gebed. Die volgende seëngebed rus ons toe en stuur ons uit om die koninkryk te gaan verwesenlik. Efesiërs 3 vers 16 en 17. Mag hy deur sy gees uit die rykdom van sy goddelike grootheid aan julle die krag gee om innerlik sterk te word. Dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon en sal julle in God se liefde gewortel en gegrondves wees. May the blessing of light be upon you, light on the outside, light on the inside. With God's sunlight shining on you, may your heart glow with warmth, like a turf fire that welcomes friends and strangers alike. May the light of the Lord shine from your eyes like a candle in the window, welcoming the weary traveler. May the blessing of God's soft rain be on you, falling gently on your head, refreshing your soul with the sweetness of little flowers newly blooming. May the strength of the winds of heaven bless you, carrying the rain to wash your spirit clean, sparkling after in the sunlight. May the blessing of God's earth be on you, and as you walk the roads, may you always have a kind word for those you meet.
May you understand the strength and power of God in a thunderstorm in winter, and the quiet beauty of creation in the calm of a summer sunset. And may you come to realize that, insignificant as you may seem in this great universe, you are an important part of God's plan. May He watch over you and keep you safe from harm.